Ek het altyd vir myself gesê, die eerste tattoo wat ek kry gaan 'n Lego mannetjie wees en hy sal op my skouer wees. En jy het nie geweet dit gaan Batman wees. Ek het nie. My tattoo het ek ook gekry as gevolg van die feit dat ek 'n vers uit konteks uitgevat het en dit gebruik het vir my benefit. Ja. En die Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Goeiemôre, welkom terug by die Hansman Show. Vanoggend bespreek ons weer 'n topic. Die topic is tatoeëermerke, tattoos vir die van julle wat nie Afrikaans verstaan nie. Maar voor ons daarby kom, wil ons vir julle sê, welkom. As julle geïnteresseerd is oor hierdie topic, oor hierdie item besprekingspunt wat ons gaan bespreek, asseblief bly tot die einde. Kyk tot die einde. En ja, as julle nie saamstem met ons nie, is dit fyn. As julle saamstem met ons, is dit ook great. Maar alles wat ons sê, toets dit met die woord. Gaan en toets dit met die woord. Gaan doen jou eie navorsing in die skrif. Ons praat net wat ons genavors het uit die skrif. Dit gaan nie oor ons persoonlike opinies nie, alhoewel dit dalk op tye sou kan voorkom. Probeer ons regtig alles wat ons sê fondeer en gegrond hou in die woord van God, en ons glo die woord van God is die waarheid, maar nietemin, ek is Adrian Skeepers, ek is die gasheer van die Hansman Show en my mede gasheer op baie van hierdie spesifieke besprekingspunte is Julian Geldenhuys. Baie welkom Jules. Dankie. Ek kom jou hier te. Ja. Juju, terug te check wees. hierso. Ja, ek het hom gesien vanoggend. Ek sê vir as hulle vra my, hoe's die ander koffie vir? Ek sê nou vir Julian. Sy sê Juju. Ek sê yes, Juju. Right Juju, it's fine. His new nickname is now Juju. Maar ja, julle so welkom hier. Dis lekker om julle hier te hê en is lekker om hierdie chats te hê en dit is vir my en Julian altyd challenging, uitdagend om hierdie topics bietjie te research en te kyk wat ons kan kry uit die skrif uit en baie keer shape dit ook ons opinies in 'n ander manier, want dit is wat die woord doen. Die woord is die ding wat ons gedagtes, ons denke, ons leefwyse moet dikteer. Ek glo ek. Maar Julian gaan nou vir ons die storie vertel van hoe want hy het hierdie topic voorgestel, so hierdie ene kom direk van hom af. Ek wil gou 'n versoek doen, Jules, voor ons begin. Wil ek net vir julle vra. Ons is in 'n baie besige tydperk met ons albei se lewens, met my werk, met Julian se werk en sy goed wat hy doen by die kerk en. So ons tyd is baie beperk op die stadium om mense te reël om op die show te kom. Ons het baie verwysings en ons het baie mense met wie ons in kontak is. Maar as julle van enige iemand weet, asseblief sit ons in kontak met hierdie mense. My details is in elke liewe video description, my telefoonnommer, my direkte WhatsApp nommer, my e-posadres. Julle is welkom om uit te reik en om ons in kontak te sit met die mense. Maar asseblief doen ons 'n guns voor jy ons in kontak sit met hulle. Reik net uit na hulle toe, laat ons nie die cold contact hoef te doen nie. Laat hulle weet waaroor ons hulle kontak en laat ons eintlik maar net 'n datum en 'n tyd kan vasmaak met hulle. Dit sal ons regtig baie help. Maar ja, kom ons kom by die topic. Jules, vertel ons die storie ou. Hoe het jy nou op tattoos gekom? Obviously het jy tattoos. Ja. En jy wil dit nou justify. Jy wil nou vir almal vertel dat jy alright is om tattoos. Ja. Nee, ek gaan. Nee, ek kyk, dis vir my dis 'n interessante topic, want daar's so baie opinies oor dit. So baie mense sê nee, jy kan dit kry, so baie mense sê nee, jy kan nie, of jy mag nie, of jy moet nie. Ja. So, en
dan kom die kwessie by van wat van mense wat voor hulle bekeer is tattoos gekry het, Ja. nou, wat van hulle. Ja. So dit het al hierdie interessante perspektiewe wat almal altyd, en dan wil almal altyd net sekere versies gebruik, maar hulle gaan kyk na die konteks van die verse Ja, nie. ja. En toe dink ek net, ons doen nou die reaction video's, so kom ons react nou op dit. Ja. Wat sê mense, wat sê die woord van dit? Ja. Gaan kyk na die konteks van die verse en al Ja. daai tipe goedjies. Kom ons Yes. gaan doen navorsing Yes. en ons praat net 'n bietjie Is daaroor. daar 'n spesifieke ding wat gebeur het? Ek's nuuskierig. Glad Of is nie. dit net soos Dit was Vrydag topic aand research? Ja. laat gewees Yes. en ek het letterlik net topic research gaan doen. Dit is letterlik al wat dit Dis was. cool. Ek like dit. Ek het topic research gaan doen. Okay. Dit is dit. Op daai noot, nee, wil ek graag 'n storie vertel, net en dit is dalk 'n goeie intreeslag tot hierdie gesprek. Is toe ek baie klein was, nie super klein nie, maar kom ek sê laat laerskool of maybe vroeg hoërskool. So redelik jonk, baie jonger as wat ek nou is. Maar toe sit ek in die kerk een dag en daar kom praat 'n oom met ons, soos 'n gasprediker of Ja. wat ook al. Ek was hier in die Baptiste kerk hier in Pretoria Noord. En hy praat toe oor tattoos en ek kan nie eens onthou wat sy conclusion was of dit nou reg of verkeerd is nie, maar jy weet al die cliché versies aangehaal en sulke goeders, maar ek kan regtig nie onthou of hy toe ultimately goed of sleg was nie. Ek dink hy was so half op die fence oor dit gewees, soos half dis jou eie keuse. Dis 'n saak tussen jou en God en dis eintlik maar waar ek ook op die stadium staan. Maar anyway, vertel hy hierdie storie, baie cool storie van hierdie ex-satanis wat vol tattoos was. Vol tattoos, 'n Mexican ou, soos 'n hoog op in die sataniese kerk in Amerika. Ek kan nie die ou se naam, dis nie iemand wat onlangs bekeer. Ek weet daar's nou onlangs hierdie ou wat 'n warlock was, wat ook 'n Mexican American is, maar dis nie hy nie, dis soos lank terug, soos ek sê, dis soos 30 jaar terug. Maar anyway, toe kom hierdie ou tot bekering. Daar was soos 'n hierdie hele storie nou, backstory wat hy nou vertel het van hoe hierdie ou spiritual warfare gedoen het teen hierdie spesifieke groep Christene in sy dorp en wat altyd gebid het, soos bidure gehou het en goeters en hulle het hierdie bidure probeer onderbreek en goed soos daai astral projection en al daai stuff. En anyway, en hy het net op 'n dag toe besef hy, hoekom kan hulle niks aan hierdie mense doen nie? En so sy testimony wat hy nou gee van die ou is nou nie 'n first hand testimony, maar dis heavy cool vir my. En ek het dit al so baie gehoor. En dit bly cool, maar in elk geval toe reik hy uit na een van hierdie bidhuurleiers toe en sê, hoor hierso, hier is die situasie. Ek is soos 'n high up in die sataniese kerk. Ons probeer week na week om julle goed te onderbreek, om aanvalle teen julle te doen, maar ons kom net nie deur nie. Hier is hierdie barrier of hierdie beskerming of wat ook al om julle, ons kom net nie deur nie. Ons kan nie in julle huis inkom, ons kan nie aan julle raak, ons verstaan. Dis eintlik so as jy nou 'n navorsing gaan doen oor spiritual warfare, is eintlik baie algemeen wat hy gesê het. Daai tyd was dit vir my soos baie neat. Wow, jy weet hierdie cool, hierdie force field en al hierdie, jy weet ek sien net hierdie soos biker mice from Mars, jy weet dit was my references gewees, maar in elk geval. En die ou sê vir hom net soos, dis God. Soos dis God. Dis nie ons nie, dis net voor ons se gebed begin, bid ons Jesus se beskerming oor ons bly die bloed van Jesus oor ons. Dis net it's Jesus. En net daar kom 'n ou tot bekering. Hy sê net soos, ek het 20 jaar as 'n satanis geleef, ek het al hierdie goed bereik, ek het al hierdie power gehad, maar ek het nooit hierdie power beleef, wat hierdie mense nie eers het nie. Hulle is omring deur dit. So. Anyway, toe kom hierdie ou tot bekering, en hierdie ou met wie hy gaan praat het, help hom toe nou so half in sy journey, en vertel hom, so stap die pad met hom, en eventually besluit hy soos nie, jy weet, hy leer hom nou, soos, okay, jy kom tot bekering, en jy doen dit, en jy stap saam met die Here, en jy bid, en jy spandeer tyd met Jesus, en lees die Bybel, en op 'n dag kom hierdie satanis toe nou, en hy sê vir Morie, maar ek het raak gelees, ek moet gedoop word, en hy sê, ja, is jy reg vir dit? Hy sê, yes, by all means, ek wil dit graag doen, en hy sê vir hom so, by the way, ek het al hierdie sataniese tattoos, soos 666 en pentagramme en duiwelsgesigte en whatever op my, wat van dit? Die ou sê vir hom,
moenie worry daaroor nie. Dit gaan oor jou hart, nê. So dis al wat hulle gepraat het oor tattoos. En hierdie ou gaan en hulle gaan doop hom in die see en toe hy daar uitkom, toe's al daai tattoos afgewas, nê. En toe sê ek soos, yes, dit klink weird. Dit klink nie vir my real nie. Ja. Maar hoe meer ek in my journey met Christus geloop het, hoe meer het ek besef wat so crazy, miraculous, unexplainable goed gebeur. En hierdie ou se storie is dat toe hy gedoop word, toe was al sy sataniese tattoos af. Nou, ek ken ouens wat sataniste was, wat gedoop is, wat dit nie meer gebeur het nie. So dit gebeur ook nie altyd nie, maar as jy in die Bybel lees, het Jesus nooit iets 2 keer dieselfde gedoen. Verstaan, hy het nooit die ou dieselfde genees, of verstaan jy, een keer spoeg hy in die grond, en spreek dit in die, dit is altyd anders gewees. Ander keer call hy ou somme hier van die crowd af en sê vir hom, jy's genees, jou sondes is jou vergewe, jy weet, en verstaan, so Jesus was nie conventional nie, as ek dit so kan stel. Maar daai storie het my nogal laat dink oor die tattoo ding, en ek dink dis net 'n cool opener vir hierdie gesprek. So wat maak ons met hierdie storie? Dis unconfirmed, ek weet nie of dit waar is nie. Ek het ongelukkig nie resources om dit te ondersoek nie, maar ek gaan net op die testimony wat hierdie ou gegee het, oor iemand met wie hy te doen gehad het, en dit was sy storie wat hy oorgedra het, so second-hand account gewees, maar dit was my nogal awesome gewees. Hoekom het al die tattoos dan nie afgewas nie, as tattoos verkeerd is? Dis die vraag, wat ek by mense wil los. As dit waar is, en dit het actually gebeur, en die ou is gedoop, en sy tattoos, wat sataniese tattoos was, is afgewas, hoekom is die ander tattoos nie afgewas nie? En, hoekom is daar nou mense wat tot bekering kom, wat tattoos het, sataniese tattoos, wat gedoop word, en dit word nie afgewas nie? Anyway, dis net 'n kind of a open-ended question. Daar, as julle wil kom en doen, los ons 'n opmerking. Maar ja, wat is jou gedagte? Nee, ek dink dit is 'n goeie vraag. Maar deur al die navorsing en so wat ek gedoen het, want ek het gisteraan tot laat toe gesit, en net, want dit is vir my 'n interessante topik. Ek like dit om dit oor daaroor te praat, want ek ken so baie wat het, so baie wat nie het nie, so baie wat sê jy kan, so baie wat sê jy kan nie, en al daai goed. En dit is vir my 'n lekker topic. En elke keer die een vraag wat op al die plekke was waar ek gaan navors het, is as jy 'n tattoo kry, glorify dit die Here of nie? Breek dit af, bou dit op. En dit is vir my so 'n goeie manier om dit, kry ek dit want ek wil cool lyk, en omdat dit net cool is, of kry ek dit omdat dit die Here jou moet glorify. So ek het 'n paar, of ek sê ek het 'n paar, ek het 2. Maar ek het een van hulle wat dit het my deur my rowwe tyd gehelp, toe ek in depressie was en alles, die een vers spesifiek wat ek het. En ek het hom hier op my linkerkant op my hart. Dis nie die Batman Lego. Nee, is nie die Lego Batman een. So ek het hom hier op my hart gesit, want ek het toe ek deur daai tyd gaan, toe ek soos hierdie vers, Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Daai vers het my deur daai tyd gevat, en ek het gesê, die dag wat ek uitgenoeg is, gaan ek dit vir my net hierso op my hart kry. Want die Here het my deur dit gehelp, hy het my hart kom skoon was, hy het my hart weer kom wit maak so sneeu. En so elkeen het maar sy rede hoekom hy sekere goeters, hoekom hy sekere tattoos en alles het, en daar's van hulle wat net sê, hulle verkies dit nie, hulle hou nie af van nie, so hulle doen dit nie. Van hulle wat sê soos, nee, hulle gaan hierdie en hierdie en hierdie en hierdie kry, en van hulle wat net soos, ek ken 'n hele klompie mense, wat gesê het, hulle gaan baie keer, dan gaan hulle na die malls doen, so by al die tattoo winkels. Dan bid hulle teen die tattoo winkels, en al daai goed, en dan dink ek, maar, moet jy nie daai persoon tog lief hê? Want dit is tog wat die woord vir ons sê, hierdie persoon lief, moet hulle nie gaan condemn nie, hê hulle lief. En nou kom jy en jy sê vir hulle, wat ook al jy doen is verkeerd, die ou try maar ook net 'n lewe maak. En as dit is al wat hy weet hoe om te doen, exactly, en soos die ding is, ek voel ons daar's kerngedagtes in die kingdom, in die koninkryk, waaroor ons nie regtig kan stry nie. Jy weet, en dit is die kern, en ons noem dit so baie in ons gesprekke, is Jesus
God wat mens geword het, wat kom sterf het aan die kruis, wat vir ons 'n voorbeeld kom geleef, gesterf het aan die kruis vir ons sondes, opgestaan het uit die dood uit, sit aan die regterhand van God. Dis die kerngoeders van die skrif waaroor ons nie ons moet nie kwarrel oor dit nie, verstaan. En dan is daar fringe topics soos kan mens tattoos kry, wat ek voel glad nie belangrik is nie. Verstaan, dit is regtig glad nie belangrik nie, maar dit is belangrik om gesprekke te hê rondom dit, sonder om afgunstig te raak of lelik te raak. Dit is net om, soos hy, kom ons chat oor, maar ons hoef nie te agree op hierdie ding nie, en ons kan nog steeds om dieselfde tafel sit en eet, ons kan nog steeds lief wees vir mekaar, sonder dat hierdie 'n wedge tussen ons, dit is nie nodig om 'n wedge te word tussen ons nie. So wat jy nou nog gesê het oor die vraag wat elke site basically gee, en dit is vir my so cool, want Paulus skryf vir ons in Korintiërs, hy sê, so whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God, give no offense to the Jews, okay, maar in geval, dat is nie belangrik nie, maar, so whatever you do, eat or drink, whatever you do, do everything to glorify God. In vers 23 van dieselfde ding is in 1 Korintiërs 10 vers 30, en in vers 23 sê dit, everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, hy herhaal dit, en gewoonlik as hulle goed herhaal het in die tyd, in die Hebreëse tyd, was dit om dit te beklem, nee? Soos om 'n klem op dit te sit. Everything is permissible, but not everything builds up. En dis presies wat jy nou nog sê het, soos, is dit opbouend, is dit, of is dit afbreekend, is dit beneficial, of is dit nie beneficial nie. As jy dit doen, soos ek het ook 'n Bybelversie, tattoo, die enigste tattoo wat ek gekry het, en ek sal nie nog tattoos kry nie, maar ek gee nie om vir mense wat dit doen, en wat dit nie doen nie, soos dit maak nie vir my saak. Dis my stance op dit, is dit, I don't care, verstaan, ek gee regtig om, ek hou nie daarvan as ouens se hele arm tattoo is nie, sorry vir die ouens wat dit kyk en wat se hele arm tattoo is, ek like dit nie, en ek sal dit vir jou in jou gesig ook sê, maar ek gee nie om nie, verstaan, dit maak nie vir my minder dink van jou nie, dis net soos ek like dit nie, soos, ek like dit nie, maar dis my preference, maar everything is permissible, verstaan, en dit is soos, Paulus sê ook in 'n ander stuk, beproef alles, maar behou die goeie. So, my tattoo het ek ook gekry as gevolg van die feit dat ek 'n vers uit konteks uitgevat het en dit gebruik het vir my benefit. En eventually, en ek het 'n tattoo op my, want ek het dit altyd op my hemp geskryf. Ek weet nie of jy onthou, jy was dalk te jonk, maar daar was 'n Super Rugby final gewees, waar die Bulle teen die Crusaders gespeel het. Op Loftus, dink ek. Toe speel ons die crap uit hulle uit. Ons het, of het was die Chiefs, ek kan nie presies onthou nie, maar ons het hulle stikkend gespeel. Nee, dit was die Crusaders daar op Orlando Stadium. Maar anyway, het maak nou nie saak wanneer wat ook al nie. Maar aan die einde van die game, na ons gewen het, toe trek Jaco van der Westhuizen die heel agter sy hemp uit. En toe staan daar, ek dink dit was Jesus is King. Toe kry ek hierdie idee soos, ek gaan Filippense 4 vers 13, altyd op 'n hemp, ook op 'n hemp met 'n koutjie, en dan onder my rugby trui altyd dra. So dis wat ek gedoen het. Vir so lank as wat ek kan onthou, tot ek oud genoeg was om 'n tattoo te kry, en toe kry ek die tattoo. Maar die cool ding van my tattoo is, toe ek actually in konteks gaan kyk na die vers, en besef dit gaan nie oor, dis nie 'n genie versie nie, dis nie 'n van, ek kan enigiets doen versie nie, dis 'n versie wat eintlik uit suffering uitkom, van, ek kon deur dit alles gaan as gevolg van Christus, ek kon in die tronk sit, ek kon geslaan word, ek kon 3 keer die dood ontsnap het, ek kon al hierdie heavy goed in my lewe handle as gevolg van Jesus, en toe beteken dit nog soveel meer vir my, toe ek actually leer wat die vers beteken. So ja, maar in elk geval, daar's 2 verse om eintlik net jou punt te staan, wat jy nou net gesê het. Nee, dis cool, ek het, nou het jy praat so van die arm tattoos, ek het 'n vriend wat, in Target laas jaar, toe het hy so groot, flippin mooi kruis eintlik, wat hy so op sy arm gekry het, met,
ek dink dis daai vers van No weapon formed against me shall prosper. Yes, ja. Wat hy so op sy arm gekry het. Wat hy het gesê, dit is sy vers waarby hy lewe en hy wil vir die mense, vir die wêreld buite wys, dat geen wapen wat teen hom gedra is, sal oorwin nie. So toe kry hom so groot. Maar is eintlik half soos 'n gebreekte swaard, wat hy, net om te wys dat dit sal nie prosper teen hom nie. Cool. So dit was vir my nogal cool geweest. Maar ja, nee, ek like daai wat jy sê van dit moet ook in konteks wees, want dit is baie belangrik. En ek dink as ons kan gaan na die ver wat mense meeste uit konteks vat, is Levitikus 19 vers 28. Ja. En almal is soos nee, maar dis wat maar dan moet jy weer eens gaan kyk na die konteks. Het jy hom daar? Ek het hom so gelees. Okay, lees hom vir ons. Moenie julle liggame sny vir die dooies nie en moenie julle vel met tatoeëermerke merk nie. Ek is die Here. Okay. So kom ek wil vir julle konteks gee rondom hierdie goeters. Ek dink is belangrik. Die eerste ding is daai tyd het God baie paganism aangespreek. Ja. In die tyd van die Israeliete se trek deur die woestyn eintlik nou maar. En hy moes 'n hele nuwe kultuur ge-establish het vir 'n nasie, 'n hele volk. So hulle beweer dit was ongeveer 2 tot 3 miljoen Israeliete wat uit Egipte uitgetrek het. Dis 'n massive klomp mense ou. Ja. Nee, julle kan my fact check, maar ek's nie 100% seker nie, maar in my kop was dit tussen 2 en 3 miljoen mense gewees wat uit Egipte uitgetrek het, Israeliete. Nou moet jy besef, hierdie mense het vir 600-700 jaar as Egiptenare, as Jode in Egipte geleef. Ja. Hulle eie nasie in 'n ander nasie, maar hulle het baie van die Egiptiese maniere opgetel, paganism, jy weet al daai gode wat hulle aanbid het, Horus en Ra en whatever. Alhoewel hulle het nog geweet daar is 'n God of Abraham, daar is nog steeds 'n wat was dit man, God of Noah daai tyd seker. Abraham het eers na Moses Abraham was na Moses, nee. Ek's nou nie seker nie, was hy voor Moses? Nee. Frek, nou is ek heeltemal van my trolley af met die naam. Maar in elk geval, hulle het geweet daar is 'n God, the Hebrew God, né? Hulle het dit geweet. Ek het nou my timing heeltemal verwar daarso. Maar hulle het nog steeds, as jy nou dink uit 3 miljoen mense, hoeveel van daai populasie was dalk vasgevang in ander geloof en het vergeet van God of die nuwe gode aangeneem as God. Ek meen hulle het selfs na God 'n freaking vuurkolom uit die hemel gestuur het en 'n wolkkolom uit die hemel gestuur het. Moses gaan los hulle vir 2 dae en kom hy terug aan hulle 'n goue kalf gebou. Dis soos hierdie mense was prone vir afgoderry, vir idolatry. Ja. Right, so selfde ding met Abraham en Isak. Soos baie mense vra, maar hoe as God hierdie loving God is, hoe kon God toegelaat het laat Abraham vir Isak offer? God het dit nie toegelaat nie. Verstaan, hy het dit hy het die instruksie gegee om dit te doen, maar dit was nie om hom actually te sacrifice nie. Verstaan, God sou nie dit toegelaat het nie, geen nie om wat Abraham besluit het nie. Gelukkig het Abraham die regte besluit gemaak. En God gehoorsaam. En dis al wat God wou sien, maar in daai tyd was dit 'n norm vir mense om hulle kinders te offer aan die gode. Dis hoekom Abraham nie 2 keer gedink het toe God vir hom sê, gaan offer jou seun. Hy sê, okay, cool. Ja. Want dis normaal. Dis is in die tyd waar ons leef, is dit kinders hulle het kinders in volcano's gegooi en verstaan, hulle het kinders aan Moloch geoffer en aan freaking whatever, jy weet. Dit was 'n norm geweest, maar God wou vir die mense wys, ek verwag nie hierdie goed van julle nie. Daai paganism is nie eers, jy weet, daai goeters is afgoderry in die sin van, dis demonies, dis absoluut satanies. Dit is die God of this world wat daai goeters van julle verwag, maar ek, die skepper van alles, ek verwag net dat julle na my toe kom en my gehoorsaam. That's it. Maar ja, sorry, ek het net gedink, dit is net om daai konteks vir mense te gee, laat hulle besef, soos, jy kan nie
baie van daai goed is nog soos hierdie is eintlik 'n hele video op sy eie. Ek wil nie in die wet ingaan nie, want hierdie is deel van die wet. Ek wil nie in die wet ingaan nie, maar ons gaan die wet nog bespreek, maar ek wil eintlik 'n regtig 'n kenner op die wet kry om te kom gesit en gesels. Laat ons bietjie hierdie ding kan oopbreek. Maar in elk geval, ek wil net vir jou sê, jy's reg. Dus as die mense gebruik daai ding heeltemal uit konteks uit. Maar net soos jou chommy byvoorbeeld, en met alle respek aan jou chommy wat daai vers uit konteks uitgebruik en dit wil gebruik om mense verstaan, soos question your motives. Dis die ding, soos doen jy dit vir jouself, doen jy dit vir die glory of God? Waarvoor doen jy dit? Ek sê nie hy doen nie, ek sê net soos dis presies wat jy nou nog gesê het, soos wat is die besluit agter jou tattoo? Ja. Wat is die rede agter dit? En ek dink soos as jy daar kan kom op 'n punt waar jy regtig die vraag kan vra, kry ek hierdie tattoo vir die benefit of the kingdom of kry ek dit net vir myself? Dan kan dit dalk 'n idolatry wees. Dis 'n moeilike, dit is waar dit moeilik raak. Dis waar die lyn vir my anyway. Ja, ek dink dis waar wat jy sê, Adrian. En ek meen as ek dit vat, my eerste wat ek gekry het was in Nederland gewees, my Lego Batman hier op my skouer. Lego Batman. Ek like dit. Ek het altyd vir myself gesê die eerste tattoo wat ek kry gaan 'n Lego mannetjie wees en hy sal op my skouer wees. En jy het nie geweet dit gaan Batman wees. Ek het nie. En want ek was in Nederland gewees, toe ek en my pelle wat op die toer was saam met my, toe loop ons verby die winkel, hulle het 'n special gehad, bel ek my pa toe, sê ek soos kan ek dit doen? Sê jy weet wat reg of verkeerd is, jy moet net weet wat ook al jy kry, dis permanent, gaan jy dit nog wil hê as jy 80 is, en daai gaan soos Jabba the Hutt, as jy 80 en is dit goed of dit sleg? Is dit sleg? Bou dit op of breek dit af? Ja. Dis dit vir my, so Lego mannetjie, dis Batman, ek like Batman. Ja. Kom ek kry Batman. Ja. En van toe af is Batman my karakter. Ek meen, ek het 'n klomp Lego Batman action figures of 'n Lego stellie wat ek daar by die huis het. Ek het Lego Batman action figures, ek het posters van Batman in my kamer op. En so nou kan almal ek net so 'n side note, hoekom Batman? Wat like jy van hom? Laat ek sê, ons het in die winkel ingestap, ek het vir ou gesê ek soek 'n Lego mannetjie. Vra wat sê ek weet nie, kom ons kyk wat is al. Lego Batman het toe opgekom en hy het die coolste uit al die opsies gelyk, so ek sê kom ek doen hom. Ja. En van toe af toe almal hom sien op Target se eerste kamp, toe sê hulle soos okay, dis cool. Ja. En hulle het my toe gedoop as die Batman. Ja. So en ons het toe 'n MBTI toets gedoen deur die jaar wat met daai persoonlikheid en daai tipe goedjies en ek was toe die enigste een in die jaar wat hierdie spesifieke kombinasie van persoonlikhede tipes het. En Batman was een van die karakters gewees. Dit is almal so sien. Dit was bedoel gewees. Nice. So dit is baie funny. en toe stiek dit net. Ja, so, maar dit is cool, hè. Ja, dis 'n lekker storie agter dit. Ja. En ek geniet dit. Ja. En vir my die een ding hoekom ek my sussie het ook, sy is ook groot gewees teen tattoos. Sy sê, maar hoe kan jy dit doen en alles? En toe sê my pa, jy weet nooit, dalk vat sy bediening om in 'n plek waar hy tattoos genodig het om in te kom. Dalk gaan hy by 'n plek kom waar almal tattoos het en hy gaan vir die mense die gospel moet deel, maar as hy nie het nie, dan gaan dit half daai geval wees van maar jy lyk nie soos ek lyk nie. Jy is nie deur wat ek is nie. So ons praat nie dieselfde taal nie. Jy weet nooit, dalk het die Here dit op sy hart gelê om dit te kry, om eendag by plekke te kan inkom, waar hulle sê soos ons lyk dieselfde, ek kan vir jou luister, ons kan relate met mekaar. En dit dra ek ook by my. So elke keer voor ek een kry, is dit daai geval van gaan hierdie my help om eendag die woord te kan versprei of gaan dit 'n barrier voor my sit wat my gaan toelaat om nie by plekke. En ek weet daar's baie plekke wat ek heel moontlik nie gaan kan inkom as gevolg van my tattoos. Ek weet daar's 'n paar plekke wat hulle my gaan sê sorry chom, jy gaan dit nie inmaak nie. En ek is fine met dit, maar ek weet dan sal rede hoekom ek nie daar moet wees nie. Daar's iemand anderste wat daar moet wees, wat die Here se woord daar moet kom deel. Ek moet op ander plekke gaan. En ek weet daar's al baie vir my gesê, soos jy gaan op plekke preek waar
van ons net nie kan uitkom nie, want ons kan net nie daar uitkom nie, en jy gaan daar gaan bedien, en ek sal like om die wêreld te travel, en amper soos 'n missionary te wees, die wêreld te travel en die Here se woord net te versprei. Like dit. Ja. Ek dink die ding is soos die crux is vir my, is op wat jy sê, net om dit terug te bring na die skrif toe, is Romeine 8 sê vir ons, the Lord works all things for good to those who love him and has been called to his purposes. So selfs die verkeerde besluite wat ons maak, kan God omswaai in sy heerlikheid, vir sy heerlikheid. So selfs jou tattoos, dis presies wat jy sê, en wat jou pa sê is reg, jy weet, dit is nie, ek dink die mens moet, en ek sê nie dis wat jou pa gedoen het nie, maar ek sê net soos, ons moet nie ons aksies probeer justify nie. En ek dink dis die fout wat baie keer gebeur met hierdie spesifieke item of onderwerp is. Daar's mense wat dit die teenkant probeer justify en daar's mense wat die aksie probeer justify. En ek soos hoekom? Verstaan jy? Ek het 'n tattoo. Dit verander nie wie ek is nie. Dit verander nie my hart nie. Inteendeel, as jy iemand judge met tattoos, dink ek jy met jou hart gaan ondersoek. Yes. So ek dink regtig nie daar's geen eintlik net om dit vinnig net die slotsom is. Daar's geen vers in die Bybel wat sê tattoos is verkeerd nie. Niks. Daar's een vers wat nie eers gaan oor tattoos nie in Levitikus wat ons nou net gelees het. Wat nie eers gaan oor die tattoos waarvan ek en jy nou praat nie, dit gaan oor marks of the dead. Ja, die paganisme is goed. Dis eintlik maar soos sataniese tattoos en goed. Dit is absoluut afgoderry. Dis soos jy merk 'n afgod op jou of jy sit 'n sphinx of nie 'n sphinx nie, Ra of Osiris of wat ook al jy tattoo dit op jou lyf. Dis marks of the dead. Maar daar's een vers. Het jy Revelation daar by jou of nie? Ek het nie Revelation by my. Ek sal hom gou kry. Ek sal hom sommer hier uit die Bybel uitlees. Ek het al hierdie vir julle lees want hierdie is blerry interessant en dit gaan dalk baie mense oortuig van dit hoef nie dalk hulle minds verander oor tattoos, maar dit is Openbaring 19 vers 16 en dit sê and he has a name written on his robe and on his thigh. Ek het hom ook raak gelees. King of kings and Lord of lords. Nou wie dink julle praat hulle hiervan? Hulle praat van Jesus. Jesus, baie mense, jy weet baie vertalings sê tattooed on his thigh. Ek sê nie alle vertalings is reg nie, weer eens nog 'n onderwerp van 'n ander dag. Maar daar is legit vertalings wat ek al gaan research het, want ek het hierdie topic al gaan research voorheen ook. En hierdie ding was vir my soos, hierdie is undeniable. En dit is legit translations wat mense kan trust. Wat sê? He had the name tattooed on his thigh, Lord of Lords and King of Kings. En dit is net soos, of King of Kings and Lord of Lords. Dit is net undeniable. Soos, hoe explain jy dit? Hoe explain jy dat tattoos verkeerd is en as iemand actually die tyd vat en die Bybel gaan navors en oor tattoos en hulle sien daai vers, dan sê hulle soos, maar kan jy vir my sê tattoos is verkeerd, maar Jesus het tattoo op sy heup wat sê King of Kings and Lord of Lords. Verstaan jy? So weer eens, dit gaan oor glorify God in your body, soos Paulus sê. Ja, is toch 'n tempel. Exactly. Hy sê dit, hy sê, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? Glorify God in your body. Ja. So, 'n Bybelvers, ek sê dan weet nou nie of 'n Batman mannetjie glorification is van Jesus nie. Maar wat ek eintlik wil sê is ek dink dit maak saak vir hom of jy 'n klein Batman mannetjie op jou rug getattoo het nie. Hy kyk na jou hart. Hy sê it's not what goes in to a man that defiles him. It's what comes out. So hy kyk na die binneste. Hy sê ook I don't look at the outward appearance. I look at your heart. Hy sê kyk na jou inmost, né? So daar's soveel meer maniere hoe om hierdie ding te justify ten gunste vir tattoos as wat daar bewyse is teen tattoos eintlik.
Maar ja, Ja, ek weet nie of jy iets het om daai te bou. vers wat jy nou so gelees het in Jesaja 49 vers 16 sê dit, kyk, ek het jou op my handpalms gegraveer. Ja, Jou mure is gedurig voor my. Die boodskapvertaling sê geskryf. Ek het jou op my handpalms geskryf. En my pa het my 'n storie vertel van 'n ou se testimonie wat hy gehoor het, wat ook 'n hele klomp tattoos doen. Hy het daai vers gebruik, maar hy het die Here nie tog, daar staan gegraveer vir hom tattoo. Want om te graveer beteken dit is permanent daarso. En ek try net dink van, ek het 'n hele rukkie terug, toe ek nog voor ek 'n seller was, toe was ek 'n hulpseller en dit was 3-4 jaar terug. Toe het ek een keer woord gegee by die sel en ek het juis gepraat van dit was iets gewees te doen met die Here se hande, los dit in die Here se hande of iets soos dit. En toe het ek ook gepraat daarso van 'n tattoo en alles. En toe na die tyd kom die seller, hoor jy kan nie praat oor dit nie. oor tattoos Jy kan nie. nie praat oor tattoos nie, mag dit nie noem nie. Ja. Dink ek, okay, maar wat van as iemand van buite af Ja. kom en hy tattoos, wat gaan ons dan vir hom sê? Ja. Sorry chom, jy kan nie hier inkom nie. Hierdie huis is nie vir jou nie. Ja. Hoe maak ons dan? En ek dink mense moet begin dink ook aan die nagevolge van wat hulle sê. Want jou woorde dra krag, jou woord sê dit tot. Soos lewe en dood lê in die krag van die tong. As jy vir iemand wat 'n klomp prentjies op hulle het, sê sorry chom, jy kan nie by hierdie huis inkom nie. Gaan jy vir 'n siek persoon by hospitaal sê jy kan nie inkom nie. Soos dit maak net nie vir my sin hoe ons iemand wat uit die wêreld uitkom wat die Here se liefde soek, wat sy aangesig soek, wat iets meer soek, iets meer kragtevol, iets meer powerful. En ons sê vir hom sorry, jy kan nie inkom nie want jy het 'n skeleton op jou been. Of jy het 'n prentjie van 'n blom op jou arm. Sorry, jy kan nie inkom nie. Hoe maak ons dan? Ja, ek weet nie, ek dink nie as mense hoef so ver te gaan nie. Ek dink inteendeel, ek dink weer dit gebeur. Dis die ding, soos jy noem dit, want it happens, dat mense deny word by sekere gemeentes as gevolg van hulle voorkoms. En dis bly hartseer eintlik. Ek meen, dis 'n ander ding om 'n ou te keer wat stikkend gedrink is om by die deur in te kom en net vir hom sê, hey ou, soos gaan raak net nigter, dan kom jy terug. Nee, dit is iets anders. Jy weet, dis soos hy, kom ons doen net, want die Bybel sê ook, Paulus skryf ook in die Bybel soos alles in die gemeente moet in orde gebeur. Alles in die kerk, né? Daar moet orde wees. So ons, een van ons opdragte by kerk en om kerk te uit te voer is om orde te skep en dit te handhaaf. Maar om 'n ou te keer as gevolg van die klere wat hy aan het of die merke wat hy op hom het. Dis soos ek kan nie dink dat mense dit nog doen nie, ou. Ek dink soos wat die hel, verstaan dit? Seriously, dit is iets wat my grie eintlik, is soos dit maak my te hellen om te dink dat daar is 10 nog kerke wat mense weggewys as gevolg van hoe hulle lyk. En ek dink daai ou is dalk presies soos daai satanis waarvan ons gepraat het aan die begin, wat net soos, hulle is dalk sataniste, hulle is dalk iemand wat gisterand amper geoudie het op heroin, en hulle kom na jou, en hulle is soos, ek wil my lewe omdraai, ek wil uitvind oor hierdie Jesus, en dan kom hulle by jou kerk, en jy soos, sorry, jy mag hier inkom nie, en dan, of hulle laat jou in, maar hulle judge jou, hulle laat jou in, maar hulle aanvaar jou nie in liefde nie. Hulle laat jou dalk in, en dis dalk nog erger is, hulle maak die deur vir jou oop, maar hulle skop jou eintlik net weer uit, deur die manier hoe hulle jou hanteer. En ek dink soos, dis dalk daai ou se laaste kans, verstaan? En ek meen, ons het dit ook al hoeveel keer gesê, jy sê altyd, jy is ook die laaste Bybel waar daai ou lees, of die eerste Bybel waar daai ou lees, of die enigste Bybel waar daai ou lees. En ek dink net soos, dis daai ding wat Paulus eintlik sê. Hy sê, ek reference baie vir Paulus. Quote baie vir Paulus vandag, maar ek paraphrase, want hy sê, daarso, be wary how you treat people, because some of you might have entertained angels without knowing. En ek dink soos, ons moet so versigtig wees, man. En ek is baie skuldig aan hierdie, baie keer loop ek uit 'n conversation en dan dink ek, jy kon beter gedoen het, of jy kon vriendeliker gewees het, of
dan voel ek convicted, verstaan? En dan die volgende keer dan probeer ek nou regmaak met die mense en dan is dit so half amper te laat. Soos gaan of is 'n afterthought nou. Ja. Wat jy nou eintlik so half 'n bietjie fake voorkom en wat jy probeer nou regmaak vir die laaste gesprek wat jy gehad het. En nou deesdae is ek net soos hoor ek sê maar ek was so die ander dag. Net soos wees net eerlik en soos dit kom net uit in stryd en en dan is die mense gewoonlik sê ag nee, is cool man, moenie worry nie. Ja. Maar as jy skyn heilig probeer wees, dan is dit net erger. Ja, ek het nou op hierdie lang rant gegaan, maar dit is net iets wat my verskriklik pla van die kerk. Is hoe kan jy mense wegwys? Jesus het nooit iemand weggewys nie. Nooit. En ons het dit ek dink ons het laasweek ook hieroor gepraat. Ja. Hy het nooit 'n gentile weggewys nie. Never. Hy het gelowiges weggewys. Hy het skrifgeleerdes weggewys. Hy het vir hulle gesê. Hy het vir die rich young ruler weggewys wat hy gesê en daai ou kom na Jesus toe om te sê, "Hoe word ek jou disipel?" En hy sê so, "Doen net dit en dit." En hy sê, "Ja, ek weet nie of ek dit wil doen nie." Okay, maar dan kan jy my nie volg nie, want dit is wat ek van jou verwag. Jesus het dit nie eens vir hom gesê nie. Hy het dit sommer net self besluit en geloop. Jy dink, ek sien hulle is om hierdie. Ja. Nee, hulle is hierdie nie, verstaan. Maar 'n gebroke mens, a broken person will do anything to come to Christ. Dis die beauty van die gospel. Dis die ou wat in die slaat ek nou my mic. Dis die ou wat in die tempel staan en sê Here, vergewe my, ek's 'n sondaar, asseblief vergewe my. En die ou wat dis die verskil tussen hulle en die ou wat daar staan en sê ag Here, dankie dat ek gered is. Al hierdie mense om my is sondaars. Verstaan, Jesus sê vir daai ou, hey dude, check yourself. Ek vat daai ou, mag ek enige dag. Ek vat daai ou enige dag wat sy bors slaan, enige dag. Maar jy met jou hart gaan ondersoek. So wie is jy? Is jy die ou wat in die kerk staan en jou bors slaan en sê Here ek's 'n sondaar of jy nou tattoos het of nie? Versus die ou wat daar staan in die kerk en soos kyk daai ou met sy tattoos. Jesus, ek hoop die Here red hom. Man, ek weet nie of hy verstaan jy? Daar is voorbeelde in die Bybel van daai mense. Wat mense wegwys of mense judge in 'n kerk of as daai ou daar is, great, hy moet daar wees. Hoe kan jy mense wegwys van die huis van die Here? Hoe? Dink jy dit, ou? Nee, ek weet nie. Ek het 'n storie wat ek dalk as 'n laaste gedagte kan deel. Ja, laat ek bietjie my mond hou. Ek het hom al hoeveel keer gehoor en dit bly vir my so 'n mooi storie. Ja. Hierdie ou wou iewers in Amerika gewees. Hy wou toets wat sou kerke doen. So hy het vir hom tattoo sleeves gekoop en hy het dit aangesit en hy het vir hom daai punk hairstyles, daai mohawking goeters en hy het fake piercings en alles oralste en hy het leer jackets en hy is nou soos hy wil nou kyk wat 'n kerk gaan doen. En hy gaan na hierdie kerk toe en voor die tyd toe sou hy die twee ou tannies wat hom groet het. Hy sê jong man, hoorie, kan ons jou help met iets? Soek jy koffie of iets? En hulle sê nee, ek's net hier. En hy sê nee, ek's net hier vir die diens. Hulle okay. Weet jy wat, geniet die diens, maar na die tyd dan kom jy dan voer ons jou nou mooi. Hy gaan woon die diens by, na die tyd gaan hy, die tannies voer hom en alles en sy sê, so hoe was die kos geweest? Nee, dit was heerlik geweest en alles. En waar die tannies toe vir hom sê, weet jy wat, volgende week kom jy weer terug. Ek gaan 'n tert bak en hierdie vrou gaan 'n tert bak en dan sê jy vir ons wat jy improe beter. So kom volgende week terug en dan proe jy en dan sê jy vir ons. En in die week toe gaan haal hy nou die sleeves af, sny sy hare, haal hy die piercings af, maak homself nou ordentlik en alles. En gaan hy weer terug en die twee ou tannies kry my nou soos, jong man, waar is jou tattoos en jou hare en alles? Sê nee, ek het dit afgehaal. Maar ons het jou gelike soos wat jy was. Maar weet jy dat ons sal jou so ook vat, so kom, jy moet nou terte proe. En dit is tog hoekom mense kerk toe is daai die liefde van God wat moet uitstraal uit die gemeente uit. Ja, ek love dit. Dis baie cool story. Wonder wat actually gebeur het. Ja, ek dink dit het seker al gebeur iewers, ek meen. Maar ek wil eintlik 'n closing thought deel is daar is ons lewe ook in 'n baie volatile tyd waar jy weet soos jy kry hierdie weird kerke wat ek 100% valse kerke noem. Jy weet wat die reënboogvlag en die pershaar tannies en jy weet whatever, julle kan julle eie afleidings maak, maar weer eens, dit gaan oor
orde in liefde. En dit gaan soos daai is vir my 'n baie mooi voorbeeld van hoe ons moet optree. Jy weet, ek gaan nou nie 'n koek pak vir 'n nuwe ou nie, maar verstaan, soos stiekem vir 'n koffie. Ja. Verstaan, vat hy, kom ons gaan drink, kom ek skry 'n koffie. Ek het dit baie gedoen by my, toe ek in my Palaai gemeente saam gehad en ek vir 'n ou gesê, kom, ons gaan kry 'n koffie dan. Koop ek vir hom 'n koffie en chat bietjie met hom. En ek het dit met almal gedoen, nie net met die weird ouens nie, verstaan nie. Net met die ouens wat met 'n mou op sy hand gekom het nie. Maar ek bedoel net soos dis hoe dit moet wees, ou. En ek dink dit is wat Jesus so aanloklik gemaak het vir sinners. Hulle het net gesien hierdie ou kan my help. Ja. Hierdie ou kan my help man. Ek het hulp nodig. Dis die ding, is meeste broken mense. En ek baie mense saam met my stry, maar meeste broken mense weet hulle is broken en hulle weet hulle het hulp nodig. En hulle wil dit nie hoor nie. Hulle wil nie Nee, hulle wil hulle nie wil hoor nie. hulle is broken. Hulle wil net hê iemand moet saam met hulle sit. Hulle wil net hulp hê man. En hulle soek net iemand wat hulle kan help. Hulle gaan nie vir jou dit sê nie, maar hulle gaan jou uitsoek. Hulle gaan na jou toe kom. En baie keer en ek het 'n gawe. En is 100% 'n gawe, want dis nie iets wat ek op my eie reg kry nie. Wat God regtig aflerkvoeltjies na my toe stuur. Mense wat net met my wil share. En baie keer moet ek net sit en luister en my blerrie tong vasbyt en luister en dis vir my lekker. Na rukkie het ek besef soos dis 'n massive gift. Want ek op 'n stuk het ek nogal soos nie gelike nie. Nie gelike dat mense oopmaak en net random bad stuff met my wat in hulle lewens aangaan met my begin deel en dan ken ek hulle regtig nie goed nie ou. En toe die Here eendag met my soos dit aan my geopenbaar en hy sê ek het vir jou hierdie gift gegee en ek wil hê jy moet dit steward. En dis hoekom hierdie werk, want mense kan hier kom sit en hulle kan oopmaak. En baie mense ou, weet jy hoeveel keer het ek al rekord en sê 'n ou vir my of 'n dame vir my, soos voor die tyd was hulle bang. Hulle het so gestres en na soos 2-3 minute is dit asof God net vir hulle vrede gegee het en dan kan hulle oopmaak. En ek so dankbaar aan die Here. Nee, dis nie ek hier, dis regtig. Dis hy. So ons moet net daai we just have to be Jesus to people. Dis wat die Bybel vir ons sê, soos ons moet die likeness van ons moet meer en meer soos die gelykenis van Christus raak. Dis nie sy gelyke nie, sy gelykenis, die beeld van Christus. Ons moet getransformeer word na die beeld van Christus. Laat mense, can you imagine, daar is 3, 4, 5, ek weet nie hoeveel Christene is in die wêreld nie, maar ek sal sê dis 2, dalk 1/3 van die populasie, kom ons sê 2 biljoen Christene, dalk bietjie meer. Maar can you imagine daar's 2 biljoen Jesus looking people wat rondloop in die wêreld en almal kan na hulle toe gaan vir hulp. Nou ek sê nie ons is Jesus nie, maar ons kan hulle na Jesus toe vat. Yes. Die wêreld sal 'n ander plek wees, ou. Verstaan? Ek weet nie of daar nou 'n miljoen wat legit is regtig soos Jesus lyk nie. Ja, ek wil nie lelik raak nie, maar ek wonder baie keer of ek soos Jesus lyk vir mense. Maar dis die punt, julle. As ons vir Jesus eendag gaan sien, as Jesus gaan terugkom met sy, gaan lees bietjie Openbaring. Gaan lees net hoe cool Jesus gaan lyk as hy terugkom aarde toe om die oorlog eintlik maar net te wen. Die oorlog is klaar gewen, maar om die, kom ons sê die final nail in the coffin te sit, is soos, hy gaan awesome lyk. Hy gaan awesome lyk. En op sy jep gaan gegraveer wees. King of Kings and Lord of Lords. En dan gaan jy wonder, Jesus, hoekom het ek so baie mense gejudge oor hulle tattoos? Want dit maak nie saak nie. Wat is jou, kom ons sê, wat is jou verdict oor dit? Is jy vir dit of teen dit, of wat is jy? My verdict, kyk, ek het reeds 2. Ek beplan om nog 'n paar te kry. Ek is nie vir dit nie, ek sê teen dit nie. As jy het jy, as jy nie het nie, het jy nie. Ons is almal kinders van die Here. Ons moet mekaar lief hê. En ek gaan jou nie judge omdat jy het nie. Ek gaan jou nie judge omdat jy nie het nie. Die Here het ons 'n opdrag gegee om mekaar lief te hê. So dis wat ek gaan probeer doen. Klaar wat. Myne gaan julle raak verras.
Want ek is eintlik teen tattoos vir een rede. En dit is iets wat Julian vroeër gesê het. Daai ding gaan krap lyk as jy oud is. Soos yes, dit gaan krap lyk. Ek weet nie hoe lank ons nog op hierdie aarde gaan wees nie. Dalk kom haal Jesus ons voor ons oud raak en voor ons velle te lelik raak vir tattoos. Maar ek is so spyt ek het 'n tattoo gekry. Ek het nie glad nie 'n probleem as mense 'n tattoo kry nie, maar vir een rede sal ek sê ek is anti-tattoo. Nie omdat dit ‘n geestelike ding is nie, maar absoluut 100% 'n persoonlike oortuiging is. Ek dink ek het al ou mense gesien met tattoos en like daai ding. Het jy al daai steaks gesien wat jy koop in die winkel, nê? En dan is die Cokie merk en ons dan lyk daai tattoo soos 'n steak wat gemerk is in 'n slaghuis. Dan sê ek so, yes man, dit lyk bad. So ek weet my tattoo, tensy ek hom gaan touch up en ek sien ook nie eens kans vir dit nie, want dit was so blerrie seer om hier 'n tattoo te kry. Maar ek is net so spyt ek het 'n tattoo gekry vir daai rede. Ek het geen teenkant vir ek gee nie om as jy tattoos het nie. Ek dink nie die Bybel sê dis verkeerd nie. As jy dit glo, asseblief bewys ons verkeerd. Maar ons het nou klomp verse aangehaal uit die Bybel uit wat eintlik nie niks sê oor tattoos nie, of eintlik half praat van tattoos in 'n goeie lig. So versus die een in Levitikus wat deel was van die ou Levitiese wet. Ja, seremoniese wette wat in my opinie nie meer van toepassing is tot ons nie. Ek weet daar gaan 'n klomp mense wat sê, hey, Jesus het gesê, as jy my liefhet, gaan jy my wette onderhou. Jy's reg, Jesus het dit gesê, maar ek dink nie hy praat van al 638. Ja, en hy het ook van daai wette kom volbring. So ja, in elk geval, dis 'n gesprek. Dalk gaan ons 'n bietjie oor die wet praat. Laat weet ons wat dink julle daaroor. Ja. Geef ons topics as julle wil hê ons moet oor iets spesifieks praat. En as julle hierdie chats like die video, man, share dit met iemand en dalk is daar iemand wat nodig het om te hoor dat hulle tattoos nie van die duiwel is nie. En dan deel julle hierdie video met hulle, maar ons hoop ons sien julle dan in die volgende episode. Totsiens.